Deuteronomium hoofstuk 33, ek het verlede Sondag begin praat oor die drie ankers. Drie ankers waaraan ek en jy moet vashou in moeilike tye. Of anders gestel, drie kragtige beloftes. Wanneer ek en jy ons in moeilike tye bevind, hoor hierdie woorde, waaraan u en ek ons moet herinner. Nie net aan vashou nie, dis een ding om aan 'n belofte vas te hou, maar jy moet jou telke male aan hierdie beloftes van God herinner. Ek wonder as ek nou vanmôre hierdie bietjie huiswerk moet doen, nasorg op die huiswerk wat ek gegee het. Ons het verlede week met mekaar gepraat oor hierdie eerste belofte. En die eerste belofte het gekom uit Hebreërs hoofstuk 13 vers 5 waar die Here sê, jy kan soontoe blaai, ek gaan vir u weer die Engels lees. Ek lees gou vir u die Afrikaanse weergawe van hierdie vers. Ek wil nie alles op die skerm sit nie, want baie keer raak ons lui. Ek wil hê jy moet kyk in die Bybel waar hierdie verse staan, want wanneer ek in moeilike tye kom of wanneer ek voor 'n krisis te staan kom, dan vat ek die Bybel, dan maak ek die Bybel oop. Ek was in hierdie week 'n paar keer by daai plek gewees waar ek hierna toe gekom het, nie net by die huis nie, maar kom ek kerk toe, dan vat ek my Bybel aan, dan sit ek op 'n plek, dan vat ek hierdie beloftes, dan herinner ek my, ek hou vas, ek sê, Here, ek hou vas aan hierdie belofte, en een van hierdie beloftes waarby ons stil gestaan het, verlede week was Hebreërs 13, maak jou Bybel oop daar, in my Bybel op bladsy 272 in die Nuwe Testament, en die Hebreërs skrywer is besig, en hy sê twee dinge vir ons hier. Hy begin met vers 5, hy sê, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid, wees tevrede met dit wat julle het, want hy met 'n hoofletter het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dit is nie 'n wonderlike belofte nie. Ek voel so eensaam wanneer ek in hierdie krisis myself bevind, in hierdie moeilike tyd, voel ek eensaam. Hoor mooi, ek met 'n hoofletter sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. God sê dit. Dis nie 'n wonderlike belofte nie. En dan kom hy en hy sê in vers 6, en hy gebruik dadelik 'n woordjie om hierdie twee beloftes aan mekaar, hierdie twee verse aan mekaar te koppel. Hy sê, daarom kan ek met alle vrymoedigheid sê. Wat kan ek sê? Die Here met 'n hoofletter is vir my met 'n hoofletter 'n helper. Wat 'n belofte. Wat 'n belofte. Vriende, ons maak heeltyd planne in ons kop. Ons is heeltyd besig om hier 'n plan of daar 'n plan te maak. Hoe gaan dit uitwerk? In plaas daarvan om voor die Here te kom staan en te sê, Here, U het gesê. Dis nie wonderlik nie. God het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kyk hierdie sterk, die Amplified Bybel is die Bybel wat die naaste vertaal is uit die oorspronklike taal, uit die Grieks uit. En hoor nou hoe sê hy hierdie woorde in vers 5, hy sê, for he God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. Wie sê so? Dan sê hy hierdie woorde, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Nou lees ek hierdie vers en daar staan nog so 'n bietjie angstigheid en hier binne dan sê hy, relax, my hold on you assuredly. Dan is daar nog so 'n bietjie, hy het nou gesê relax, dan is daar nog so 'n bietjie, dan sê hy, ek verseker jou, assuredly not, I will not. Glo jy dit? Wys gou vir my. Glo jy dit? God sê dit. Kan God sy woord terugtrek? Ek het al baie keer vir hierdie verhaal vertel in COVID-tyd, toe hulle net weer dit so oopstel, kom ek die dag daar by Pick n Pay in Roodsdien, en hulle het 'n groot bord daar opgesit. En hier, op hierdie groot bord staan daar hierdie woorde,
always, sê Pick n Pay se bestuur, geteken deur Pick n Pay se bestuur, always there for you. En dan gaan staan voor daai groot bord en ek sê, Here, hoor wat sê hierdie aardse kettingwinkel, altyd daar vir jou. En ek wonder, sê nou maar ek stap nou hier en ek sê vir hierdie persoon, dis wat ek nodig het, en sê dit vir my gee, want hy sê altyd daar vir jou. Nee, hoor gou mooi. Jy is altyd welkom hier by my, maar ek het nie beloof ek gaan dit, hoor gou mooi, wanneer ek en jy in nood is, wanneer ek en jy in 'n krisis is, gaan staan op hierdie belofte, hou aan hierdie belofte vas, maar meer as vashou, herinner jou daagliks aan hierdie belofte, voordat jy jou binnekamer uitgaan, die Here het gesê, I will not. Mense gaan jou nie steek laat, mense by die werk gaan jou nie steek laat, maar God beloof vanmôre, hy sê, I will not. I will not. Dan is dit asof hy nog net 'n derde keer wil sê, I will not in any degree leave you helpless. No forsake, no let you down. So die eerste anker waarin en ek moet vashou, in hierdie tyd waarin ons onsself bevind en waarin ons lewe, en wat jou daagliks aan moet herinner is, juist hierdie, dat Jesus is met my. Hy het dit beloof, hy het dit in Matteus 28 beloof, kyk ek is met julle, ek is met jou, tot aan die volëinding, nie net vanoggend nie, nie net hierdie week nie, nie net, hoor mooi, tot aan die volëinding. Jesus is met my, wonderlik. Of jy dit so voel, maak nie saak nie. Sy teenwoordigheid is nie gekoppel aan gevoel nie, maak nie saak hoe jy voel en of jy dit voel nie. Hy gee jou die versekering, hy gee jou die waarborg, ek is met jou. Maar daar is 'n tweede anker, en ek wil hierdie anker vir jou lees. Ek wil so 'n bietjie, laat ons 'n bietjie, ek wens ek kan dit oopmaak, ek wens ons kan so in 'n reis in 'n kring sit en met mekaar daar praat. Kyk hierdie tweede anker, waaraan jy moet vashou, en waaraan jy jou moet herinner, hoor hierdie woorde. En ek wil dit vanmôre so prakties moontlik maak. Daar's 3 ankers. So dis die eerste anker het ek nou vir u genoem, daar's 'n tweede anker, en daar's 'n derde anker, wat ek later vir u gaan noem, ek hoop ek gaan daarby kom. Hoor Deuteronomium 33, die Here is daar besig, en die Heilige Gees het vir ons laat opteken. Moses lê op sy sterfbed. Nou dink baie mooi daaraan. Die Here kom na hierdie man toe en hy sê vir hom, ek gaan jou gebruik om my volk te lei, en hy gebruik hom deur die woestyn lei Moses sy volk, God se volk, en hy het baie ups and downs gehad, verskoon nou die kanseltaal, maar ek wil hê jy moet nou verstaan, want ek wil dit op jou en my lewe van toepassing maak. So hy het nie 'n maklike tyd gehad nie, maar daar was iets waaraan Moses vasgehou het. Ek het gewonder, as ek op my sterfbed lê, wat sal ek vir Annelie en die kinders vertel? Wat sal ek vir hulle gee? Wat se raad sal ek vir hulle gee, as ek die aflosstokkie moet oorgee, en vir hulle sê, weet jy wat, vat hier die aflosstokkie, gaan hardloop verder. Waarmee, met wat se woorde, sal ek hulle wegstuur van hierdie sterfbed af? Hoor wat sê Moses vir die volk, hy het nou die stamme, het hy mooi ingedeel, en hy sê nou aan hulle hierdie woorde. Ek wil jou, vers 27 is my kernvers, my teksvers, maar ek wil jou vers 26 lees, want dit gaan iewers in die boodskap opkom, laat jy sien dit staan in God se woord. Hy sê, niemand is daar soos God. Hoor wat sê hy? Aan die einde van sy lewe, hy het baie opdrandes gehad, baie murmurering van hierdie volk gehad, hy is die leier, baie het agter sy rug gepraat, hy het baie keer na die Here toe gaan, gesê, Here, hoor wat sê hierdie volk, hoor, kyk hoe opstandig raak hierdie volk, maar sy eindwoord, sy sterfbedwoorde sê, hy sê hierdie woorde, hy sê, niemand is daar soos God. Hoor wat sê van God, hy sê, wat oor die hemel ry as jou hulp. Wat beteken dit? As ek in 'n noodsituasie is, dan gaan dit nou vir jou net so verduidelik.
kinderkraanstaal gebruik. Hy sê, weet jy, om vinnig by jou uit te kom, en ek weet daar's baie verkeer, hoor wat sê hierdie woorde, hy sê, wat oor die hemel ry, so vinnig om by jou uit te kom, om by my te kom, ons verkeer in nood, Here, ek hou aan hierdie anker vas, Here, ek herinner my dat Moses sê, daar is niemand soos God, hy ry oor die hemele om by my te kom, hy wil vinnig by my te kom, hy gebruik sommer hierdie woorde, hy gebruik 'n highway, om by jou my te kom, is dit nie wonderlik nie? Dan besing hy hierdie God, hy sê, wat oor die hemel ry as jou hulp, en oor die wolke in sy hoogheid, daar kom hy by die kern uit, hy sê, die ewige God, hy het nou die woorde net gebruik, soos God, nou kom hy en hy sê op sy sterfbed, hy gaan nou hier mense wegstuur, hy gaan sy asem uitblaas, hy sê, 'n ewige God, is 'n woning en onder ewige arms. Is dit nie wonderlik? Wie is hierdie God? Moses wil hierdie God, hierdie een wat hom gedra het, hierdie een wat oor die hemele gery het, as hy tot hulp geroep het. Ons het vandag hierdie wonderlike belofte, Psalm 46 vers 2, hy sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudheid, is God in hoë mate beproef. Wanneer ek in 'n krisis is God in hoë mate, Moses sê, hy kom lig langs, wanneer ek hulp nodig het. Is dit wonderlik nie? Wat 'n belofte, wat 'n anker om aan vas te hou. Wat 'n anker wanneer ek in nood is. Wanneer ek my in 'n krisis, Here, ek het hulp nodig. God sê, kom ek gebruik net gou. Ek gaan so maak om by uit te kom en ek antwoord jou op gebed. En dan sê hierdie woorde, 'n ewige God. Nie net God nie. Sien, ewig praat van God het nog nooit verander nie. As daar net sou gestaan het en God, kon ek en jy dit teruggewys het en sê, maar dit was net in Moses se geval gewees. 'n Ewige God. Die God van Moses, en dan gaan 'n bietjie verder terug, die God van Abraham, die God van Moses. Kan jy vanmôre sê, 'n ewige God? Kan jy dit sê vanmôre? Is God vir jou 'n ewige? Hoor hoe sê hy dit? Hy sê, is 'n woning. En dan nou hierdie woordjie woning vir jou verduidelik. Kan ek dit vir jou sommer nou al sê? Hy sê, 'n ewige God is 'n woning. Hy sê, en onder ewige arms. Die tweede belofte, waarin ek en jy vanmôre kan vashou. Ek wil jou net The Living Bible se weergawe, se vertaling net vir jou hier noem. Hy sê, the eternal God is your refuge. And underneath, jy moet daai woordjie, moet jy mooi, ek gaan daai woordjie vir jou verduidelik vanmôre. Onder, die Afrikaanse net is onder, underneath, are the everlasting arms of God. Die ander vertaling sê, the eternal God is your dwelling place. Ek gaan nou daai woordjie dwelling place vir jou 'n ander woord daarin sit, dan gaan jy dit al hoe meer verstaan. En hy sê, is interessant dat Moses op sy sterfbed presies sê, waar is die arms van God? Wanneer hy jou en my dra. En sien, hy sê nie, hy hou my vas nie. Hy sê nie, die arms van God is om my nie. Dit is aan 'n heeltemal ander betekenis. Hy sê nie, die arms van God rus op my. Dis 'n heeltemal ander betekenis. Hy sê, the eternal God, his arms are underneath. Onder jou. Hoekom sê dit? Jy het nou agterkom dat hierdie woorde wat Moses hier geuiter het, was die seënwense,
wat Moses nou uitgespreek het. Jy moet hierdie hoofstuk mooi gaan lees. Dit was sy laaste woorde op die berg Nebo en hy het toe gesterwe nadat hy hierdie woorde gesê het. So hy is op hierdie punt nou om te groet. Hy moet nou hierdie volk groet. Hierdie volk staan voor hierdie beloofde land. Dis reuse waarvoor hulle te staan kom. Hulle hoor van dit wat in Kanaan aangaan. Daar is soveel onsekerheid hier binnekant. Moet ons ingaan of moet ons nie? Hulle hoor van hierdie gevegte. Moet ons in hierdie gevegte ingaan of nie? En hy sien in hierdie volk se oë is daar vrees. Hy sien hulle is bang vir môre, hulle is bang vir oormôre, hulle is bang vir hierdie beloofde land. Hy sien dit. Is geen wonder dat hy hierdie woorde sê. God, nee, die ewige God is ons woning. Hoor gou mooi. Weet jy wat jou onsekerheid is vir môre en oormôre nie? Ek het onsekerheid, het jy onsekerheid? Ek weet nie wat die vrees is nie. Ons het vrese. Ons is bang vir môre, ons is bang vir die toekoms. Ons weet nie, gaan ons eers die einde van die maand maak nie. Dis waar ons lewe. Ons lewe nie nou nie. Maar ek wil vanmôre vir hierdie belofte gee. Dis 'n belofte waarop ek staan. Dis 'n belofte waaraan ek vashou. Dis 'n belofte waaraan ek my daagliks herinner. Die ewige God is vir my 'n woning. Sy ewige arms is onder my. Hy kyk hierdie volk so in die oë, hy sê dit vir hulle, hoor gemooi. Ek het dit beleef vir meer as 40 jaar, net in die woestyn saam met julle. Ek het dit beleef. Ek het nie geweet in watter rigting nie. Maar hierdie God, elke keer wanneer ons in 'n krisis was, het ek dit beleef. God is vir my 'n woning. Ek het dit beleef dat sy arms is onder my. Mooi nie, onder my. Onder my. En hy verseker hierdie volk van een ding, hy sê ek het julle tot hier gebring en julle veiligheid het nie van my afhang nie. Ek het julle nie hier gebring nie. Dis hierdie ewige God, hierdie onveranderlike God, het ons hier gebring. Nou wil ek hierdie vers so 'n bietjie vir jou ontleed. Ek wil 'n bietjie hierdie woorde vir jou verduidelik. Hoekom gebruik Moses sekere woorde? Hoor hierdie woorde wat hy gebruik. Die een vertaling sê, hy sê dat die Here, dat die ewige God is vir ons 'n toevlug. Hy praat van 'n skuilplek. Die Amplified praat van, hy is vir ons 'n refuge. Die Living Bible praat van 'n dwelling place. Hoekom gebruik Moses hierdie woorde? Wat lê in hierdie woorde as hy dit sê? As hy hierdie woorde gebruik, dan wil hy eintlik beskryf hoe veilig is hierdie plek. As God sê, die ewige God is vir my 'n woning, jy's veilig daar. Jy moet net sorg dat jy in die woning kom. Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Ek was so 'n seentjie gewees, en toe het Microtex 'n advertensie uitgebring. En toe het hulle so 4 toring daar gehad, en dan het Microtex gewys hoe hulle hierdie toring met 'n roller verf. Dan staan daar Microtex. En dan hierdie persoon wat besig is om te verf, het gesien daar's 'n storm wat besig is om aan te kom. Onthou jy dit? Baie jare terug. En dan raak dit so donker, dan maak hy die deur oop. Dan gaan hy in. Dan beleef hy veiligheid in die storm, die naam van die Here. Moses sê, die ewige God, as jy in sy woning is, dis 'n veilige woning. Dis 'n veilige woning. Dit beteken dat wanneer die storms van hierdie lewe losbars om jou en my, wanneer dit woed, jy binne, hoor hierdie woorde, God se beskerming en sy veiligheid kan skuil. Hoor gou mooi, jy gaan dit nie maak op jou eie nie. As jy nie vanmôre in hierdie kerkgebou die besluit gaan neem en sê, Here, ek wil vanmôre soos Moses kom staan, en ek wil hierdie belofte my eie kom maak, ek wil dit kom bely, die ewige God is vir my 'n skuiling, 'n woning. Jy gaan dit nie buite daai skuiling maak nie, hoor wat ek vir jou sê.
Jy sien geloof, wanneer ek hierdie belofte vat, dan moet dit in aksie oorgaan. Here, ek gaan nou in hierdie skuilplek, in hierdie woning, in die geloof inklim. Ek wil daar wees. Ek wil daar wees. Hy gebruik 'n tweede woordjie, hy sê, kyk daar kom hy nou woord, hy sê onder die ewige. Dit is interessant, hy gebruik 2 keer die woordjie ewig, ek gaan dit nou vir jou verduidelik, maar dan sê hierdie woorde, hy sê is onder jou, underneath, onder jou. God kom, kyk wat doen hy? Hy is nie net my woning nie, maar hy vat sy arms, en dan skuif hy dit so, onder my in. Ek lê, miskien het die golwe van die lewe my plat geslaan, miskien in 'n krisis is ek plat geslaan, hoor mooi, al lê ek, dan kom hy so en hy skuif in sy arms onder my. Hierdie woordjie van onderaf, en ek gaan dit nou vir jou mooi verduidelik, dan lig hy my van onderaf op. Dit is nie mooi nie. Miskien lê jy in die geloof. Miskien het jy moeg geword. Miskien is jy teleurgestel deur mense. Miskien het bekommernisse jou daar, jy lê vanmôre. Hoor mooi. God kom, hy sê ewige, wat doen hy wanneer ek en jy lê? Hy lê, hy druk sy ewige arm so onder my en hy lig my op. En hy kom plaas my in sy woning waar ek veilig is. Dis wat Moses sê. Hy sê, kan ek weer voorbeelde noem waar ek plat geslaan was in hierdie 40 jaar? So ek wil vir julle op my sterfbed sê, sy ewige arms is onder my. Onder my. Beleef jy dit? Liewe kind van God, liewe gemeente, beleef jy dit? Miskien het jy nodig om vanmôre daar te kom en te sê, Here, ek beleef nie hierdie dinge nie. Ek roei en stoei teen hierdie lewe. Kan ek dit sê, ek weet is die goeie kans vandag. Here, ek fight. Dis moeg 'n fight, Here. Dit voel vir my of ek handdoek kan ingooi. Die oorspronklike woordjie, in die oorspronklike taal beteken hierdie woordjie onder of underneath, beteken hy 2 betekenisse. Kyk mooi. Is 'n samestelling nou van 2 woorde, gaan vir jou wys. So die eerste woord wat gevat word om net die woordjie onder, in Afrikaans is dit maar net onder, in Engels is dit underneath. Om daai woord saam te stel in die oorspronklike taal in Grieks, gebruik hulle 2 woorde, dis 'n samestellende woord. Eerste woordjie beteken min, met ander woorde, die woordjie is min, met ander woorde, vanaf die posisie, waar vanaf tel hierdie arms my op. As die Afrikaans sê dit onder my, nee, hoor gou mooi, ek kan miskien baie diep lê, maar die arms van God, maak nie saak hoe diep ek geval het nie, en maak nie saak hoe diep ek lê nie, van daai posisie waar ek lê, tel hy my op, vanuit dit. Is dit mooi nie? Kan ek weer die tweede woord wys? Onderkant, of aan die onderkant van. As ek hierdie 2 woorde nou by mekaar sit, van underneath, onder, dan sê dit, vanaf, of vanuit, die onderkant, skuif God sy ewige arms onder my in. En hy tel my op, om my in sy veilige woning te plaas. Wat 'n bemoedigende woord. O, Here, gaan vandag hierdie dag in, en ek weet nie wat hierdie dag my gaan inhou nie, maar ek wil net vir u sê, die ewige God is vir my 'n woning. Sy ewige arm skuif onder my in. Hoekom? Om my van daar af op te tel. Wanneer ek moedeloos voel, wanneer ek mismoedig word, wanneer het voel asof ek alleen staan, dan kom die Here. En hy tel my op. Beleef jy dit? Jy sien, jy moet die vertroue in hom stel. Jy moet eers dit kan bely, die ewige God. Jy moet eers kan snap wie hierdie God is. Hy sê in vers 26, hy's groot. Hy kyk op sy sterfbed na die plafon, hy sê hy's groot. Ek het hom so beleef. Vir hom is daar niks onmoontlik. Julle kyk in Kanaan vas, julle kyk in die reuse vas. Julle kyk in onsekerhede vas, hoor mooi. Die ewige God. Hy daar begin en hy het ons deurgedra my volk. Hy het ons deurgedra. Hy saam met die hoofdin praat, hy sê, ek wil net vir julle sê, gaan sê dit vir die volk. Gaan sê dit vir die volk. Sy ewige arms is onder julle. So as ons hierdie woord wat nou saamgestel is, vat,
En ons gaan kyk nou na die betekenis, dan het hy twee betekenis. Kyk gou, ek wys vir jou. Die eerste betekenis, sy arms is onder jou. Dit gee dan, dit praat van daar's 'n fundament. Dis 'n basis. Dit beskryf iets. So, jy kan nie laer as sy arms beweeg nie. Jy kan nie laer as wat sy arms onder jou is val nie. Met ander woorde, daar's 'n vloer aan swaar kry. Snap jy dit? Daar's 'n basis. Want hoekom? Die ewige God, sy arms is daar. Sorg net dat jy in sy arms val. Sorg net dat jy klaar maak met jou eie kragte. Ewige arms. Hoor gou mooi, ek gaan dit nou vir jou wys. Sy ewige arms raak nooit moeg nie. Ek dra baie keer vir lieflingsseentjies. Dan hou hom so 'n bietjie vas en ons dra en ons loop. Dan voel ek baie keer my arms raak moeg. Hoor gou mooi. Dan sit ek hom neer. God se arms, maak nie saak wat die probleem is, maak nie saak wat die bekommernis is, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Sy arms raak nooit moeg nie, want dit is ewige arms. God se arms is daar die bodem. God se arms is daar die fundament. Weet dit? 'n Fundament van 'n gebou dra die hele gewig van daardie gebou. Ek kyk as ek Longstraat afry na hierdie toring. Elke keer dan sê ek, wat hou hierdie toring in die lug as die stormwinde waai, as die weer opkom? Tot ek eendag gaan sit het en ek gaan lees hoe diep lê die fondasie onder die grond. En ek sê vir myself, weet jy, dis as gevolg van die fondasie wat so diep onder die grond is, wat maak dat hierdie toring staande kan bly. Hoor gou mooi, God se arms is daai fondasie. Hy dra my en jou gewig. Hy dra ons. Jy kan maar met jou volle gewig op hom gaan lê. Hy is daar die fondasie, daai fundament, daai vloer, daai bodem. En jy kan ons nie verpletter val nie. Ons kan nie so diep val nie. In kort gesê wil ek dit vir u sê, die laagste punt waar ek kan kom, so moedeloos, so mismoedig, en ek het vir jou in Engels sê plat woord, so down raak, dat niks sin maak nie. Dis juist op daai punt waar God gereed staan om jou en my te onderskep. Dis juist daar waar God op daai punt staan om jou en my te vang. Dis juist op daai punt waar God van onderaf sy arms vat om my op te lig. Die ander betekenis om my te lig. Net so daai punt wat God gereed staan. So mooi, hy sê God ry op die wolke. Hy gebruik die hoogtes. Maar net in die volgende vers sê hy, sien jy die kontraste, daar, maar ook van onderaf. Hy help van daar af, hy maak die sluys van die hemel oop, maar weet jy wat, hy kom ook, en hy kom van onderaf, underneath us, is nie mooi? As jy nou hierdie woorde verder bestudeer, dan is hierdie woordjie, dit dui nie op 'n statiese posisie, dit is maar net daar nie, of iets wat daar lê nie, maar op aktiewe ondersteuning wat gedurig van onderaf opbeheer. O, hy lig my elke dag op. Ek kan hoe opstaan, hoe moedeloos opstaan, nie kans sien vir vandag nie. Vandag is daar soveel krisis in Johan. Jy weet nie waarvan jy praat nie, jy moet in my skoene staan, hoor gemooi, ek beleef dieselfde, maar hoor gemooi, weet jy waarin herinner ek my daagliks nou, van dat ek hierdie waarheid gesnap het, God se ondersteuning lig my van onderaf op.
Sê dit my probleme gaan weg? Sê dit daar met my situasie het? Nee, 1000-maal nee. Ek het 'n belofte waaraan ek kan vashou en ek sê Here, in 2026 het ek nodig om hierdie belofte te beleef, dat U dit waar maak waar Moses dit sê. Die ewige God is vir my 'n woning. Hoor wat sê Moses, Here, ek wil dit beleef. Ek wil dit in die geloof beleef. Sy ewige arms onder my om my op te lig. Here, lig my op. Lig my op. Ek het dit so nodig dat U my vandag moet oplig. Miskien sit jy hier moedeloos. Ek ken jy nie om jou omstandighede, maar ek wil dit môre net vir jou hierdie waarheid sê. God, Moses sê, God se ondersteuning. Ja, dis van bo af, Here, op die wolk is my so mooi nie. Hy lig my uit van onder af. Snap jy dit? As ek 'n paar oomblikke van stilte moet gee, sê dit nou kan bid en sê, Here, ek het dit so nodig. Ek het verlede Sondag gesê, 2 weke terug, is nou presies 'n maand terug. Ek het Sondagmôre by die huis gesit. En ek het gesê, Here, ek het nodig dat U vir my beloftes moet gee. Ek het dit nodig. En die Here kom gee vir my 3 beloftes daai môre. Ek is met jou. Hy gee vir my hierdie belofte, 'n ewige God is vir jou 'n woning. Ek deel vir U waardeur ek gegaan het. Sy ewige arms is onder jou om jou op te lig. Vrydag was dit 4 weke, vir 4 weke elke dag het ek hierdie woorde gebid. Here, ek het nodig dat U my moet oplig. Die ewige God is vir my 'n woning. Kom ek noem jou die tweede gedagte. Hy sê, die ewige God is 'n woning onder ewige arms. Nou hier kom nou 'n baie sterk gedagte, nou gaan ek dit vir jou verduidelik. Nou gaan ek die woordjie woning vervang waar hy nou sê, die een vertaling sê dit nou so. Die ewige God, waar hy nou sê is 'n woning, nou wil ek eers die gedagte vir jou verduidelik. Dit kom in hierdie konteks voor waar 'n ouer sy kind vashou. Ek het dit nou vir jou verduidelik, hy lig jou uit of vang. As hy sien sy kind gaan val, of as lieflingseentjie hier staan en hy sê hy gaan spring, dan wil hy ek moet hom vang. Hoor gou mooi. Nou sê Moses hierdie woorde, hy sê 'n ewige God is die God wat 'n vangnet daar is vir my. Gaan dit speel gou vir my daai. Kom ek wys gou vir daai het ek. Kyk gou na hierdie. Kyk gou net, kyk baie mooi. Hierdie vers sê nou die ewige God. Weet jy wat is 'n vangnet? Ek gaan nou vir jou verduidelik. Kyk gou wat. Wil jy dit net gewys? Dan kan ek hom vir jou mooi verduidelik. Kyk waar is die vangnet. Kyk wat gebeur. Die ewige God is vir ons 'n toevlug. Die ewige God is vir ons 'n skuilplek. Jou vertaling sê die ewige God is vir ons 'n woning. Hoor sê hierdie vertaling, hy sê die ewige God, die woordjie daar wat vertaal word, is vir my 'n vangnet. Wil ek jou die kenmerke van 'n vangnet, daar is nog foto's. Jy sien 'n vangnet sal jy baie keer in 'n sirkus kry. En 'n vangnet bestaan is baie groot, sterk toue, nylon tou word gebruik. Dit word so oopgespan onder daar die hele installasie wat daar opgeslaan is. Hoekom? Om die installasie mooi te laat lyk. Om daar die hele raamwerk mooi te laat vertoon. Nee, 1000-maal nee, geen mens sal dit doen net om daar die
dinge mooi te laat lyk nie. Nee, hoor gemooi. Daar word lewensgevaarlike toertjies gedoen. Lewensgevaarlik. So daai mense sit hulle lewe op die spel, daai akrobate daarbo, die manne wat op daai tou met die stokke loop, nee, hulle loop daaronder, hulle weet as hulle val, en daar's nie 'n net nie. Daar gaan hulle val, dan gaan hulle doodval. Jy sien die doel van 'n vangnet, ek gaan vir jou 3 doele noem, en ek is klaar. As die Bybel sê, God is vir my 'n vangnet. 'n Vangnet spreek en dit bied veiligheid. Nie wonderlik nie. As ek weet daar is 'n vangnet, dan bring dit dadelik hierdie gevoel van algehele verligting. Van veiligheid. Ek sien hoe klim hierdie akrobaat in die geloof ook maar op. Dis hoog. Hy moet nou nog handel met sy hoogtevrees. Hy klim daar op en almal sit hier onder. Maar hy kyk so 'n bietjie af, hy sê, dis reg, ek sien die vangnet raak, ek sien hom raak. Ek gaan my lewe op die spel plaas. Net sê dat ek die tou misvang en ek moet val, dan troos hy hom hier aan. Dit bied vir my verligting. Ek het dit gemaak, maar ek is ook veilig. Sien die doel van 'n vangnet, dis klaar gespan. Niemand wag. Sien met 'n cricketwedstryd het jy dit al opgelet. Dan is die weer daar. Maar hier op die kant waar niemand dit sien nie, is daar so 'n lang seil wat mooi opgerol is, dat die oomblik as dit reën, dan hardloop die man en trek hulle die seil so oor die cricketveld. Nee, hoor gou mooi, hulle mag dit daar doen. Maar by hierdie vangnet is dit nie so nie. 'n Vangnet is klaar oopgespan. Hy's nie gespan nie, hoor mooi. Hy's klaar oopgespan. Die ewige arms van God is klaar oopgespan. Hulle wag nie eers dat die persoon val. Ek sê vir jou, lank voordat daardie vertoning plaasvind, het hulle daai vangnet 'n paar keer getoets. Paar keer het ouens daarvan bo af gespring. Paar keer, kyk, hou dit. Sê nou maar, dis na my gewig, gaan ek nie die vangnet plus die grond vertref nie. Nee. Klaar styf oopgespan. Hy's reeds in posisie. Wil ek vanmôre vir jou sê, God se vangnet is reeds in posisie. Sy ewige arms is reeds in posisie. Jy kan maar val. Veiligheid. Wie wonderlik. Dis oopgespan. Dit bied vryheid. Dit bring 'n gerusheid in my hart. Here, ek kan môre ingaan en ek kan oormôre ingaan. Ek kan hierdie maand ingaan, ek kan hierdie jaar ingaan. Ek weet nie wat hierdie jaar inhou nie. Ek weet nie wat by my werk aangaan nie, Here. Ek weet nie wat, maar gemooi. Maar gemooi. Die vangnet is oopgespan. Weer. Kan ek vir jou vanmôre ietsie sê en ek is klaar. Daar waar jy sit met jy besef, God is vir jou 'n vangnet. Al hierdie kenmerke wat ek vir jou genoem het, die doel van hierdie vangnet, dit bied hy vir jou. Hy bied veiligheid. Hy bied gerusheid. Hy bied my hierdie moed om op te staan, môre in te gaan, om sonder vrees te leef. My kind, kom net vanmôre, kom bely dit vanmôre, dit wat Moses sê, dat die ewige God is vir my 'n vangnet, is my woning. Kom sê dit vir my, ek snap dit vanmôre, Here, my die ewige arms is onder my. Is dit wonderlik? Daar is die Engelse vertaling. The eternal God is thy refuge. And underneath are the everlasting God. Daar is hy. God was altyd vir julle 'n veilige skuilplek, 'n veilige vangnet.
Speel gou weer daai videoklip. Dan bid ons saam. Kyk gou mooi. As ek vanmôre vir jou sê, God is vir jou 'n vangnet, kyk wat doen hierdie persoon. Kyk die vrymoedigheid wat hy het. Kyk daar, hy staan in die lig. Hy gaan nou dit doen, wat hy moet doen, waarvoor hy geroep is. Kyk wat gebeur. Hoeveel keer het hy dit geoefen? Kom ons bid saam. Is daar iets wat jy vanmôre vir die Here wil sê? Miskien, ek het hierdie belofte myne kom maak. Ek het dit my eie kom maak. Ek het gesê, Here, ek wil soos Moses dit kan sê. Ek wil dit eendag vir my kinders kan sê. Ek wil dit eendag vir my kleinkinders kan sê. As ek aan die einde van my lewe kom, dit wat Moses gesê het, God, nee, die ewige God. Hy sê in vers 26, hy is groot. Maar vers 27 sê hy, die ewige God het nog nooit verander nie. En hy sal nie verander nie. Daarom kan ek dit vir u sê. En dit eendag vir my kinders, my kleinkinders sê. Die ewige God is vir my 'n woning. Hy was vir my 'n woning. Hy was my vangnet. Soms het dit gevoel of ek hard gaan val. Soms het jy dit gevoel. Maar ek het gevoel hoe sy ewige arms onder my inskuif. Sy sterk arms om my uit te lig. Ek was swaarmoedig om my uit te lig. Ek was bekommerd, ek het my uitgelig. Weet dit vir hom sê vanmôre, Here, ek maak dit my eie. Sê dit vir hom. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee. As jy dit hier kan bely vanmôre, en vir hom sê, Here, hier gaan ek dit my eie kom maak. Dan wil ek vir jou vra om daaraan vas te hou. En as jy seker is, hoor gou mooi, ek gaan dit anders te maak hier uitnodiging. As jy seker is, jy het dit vir hom gevra en jy is seker, Here, ek gaan dit elke dag bely, ek gaan dit vir u sê. Ek gaan u herinner aan hierdie belofte, Here. Ek gaan daaraan vashou, ek gaan myself daaraan herinner. Partykeer sê ek net, Here, ek herinner u aan hierdie vers. Herinner u? Deur te noem, Here, ek herinner u. As jy dit gedoen het, wil ek vir jou vra om dit net in die geloof vir jouself vas te maak. As jy dit klaar gebid het, dan staan jy op in jou sitplek. Dan sê jy, Here, hoor nou wat ek vir u sê. Hier bevestig ek het. Sal jy, kom ek gee vir 'n paar oomblikke van stilte.
Here Jesus, wat 'n voorreg het ons om vir U te mag hê, om te weet, U is hierdie ewige God. U verander nie soos mense nie. U is nie soos 'n mens nie. Ons kan U nie vergelyk met niemand en niks nie, want U kan nie vergelyk word nie. Ek wil net vir U baie dankie sê dat U altyd getrou bly aan U woord. Altyd getrou bly. U soek 'n geleentheid om daai woord waar te maak. Hier's lewens. Hier's mense wat vanmôre staan. Wat vanmôre sê ander sit, wat vanmôre sê Here, kom maak dit waar. Ek gaan hierdie belofte vat. Ek maak dit my eie vanmôre. En ek gaan vandag hier uitstap. Ek gaan U daaraan herinner. Ek gaan hierdie Sondag onthou dat ek dit vir U gesê het, Here, ek gaan U elke dag daaraan herinner. O julle, sê wat Jesaja 65 sê, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus totdat. Here, ons gaan U herinner aan die beloftes totdat ons dit beleef en ervaar. Here, ek wil vir U baie dankie kom sê vir hierdie belofte in my eie lewe. Dankie vir U ewige arms. Dankie dat U vir my 'n vangnet is. Vir hierdie gemeente 'n vangnet, Here. Dankie daarvoor. Ek het hier in my hart, kom ons staan sommer net so. Miskien aan die kom sê, geef my net die noot. Ek is bang ek sit 'n bietjie hoog of laag en ek wil hê ons met net daai lied sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig elke dag na hom te gaan. Sal jy dit bely? Sal jy vir hom sê? Al gee vir ons die nodig, sing ons dit lekker saam.